Soos wat 'n mens maak as dit koud is, dan skuif jy nader aan die vuur. Gisterand toe ek daar voor die kaggel sit en is dit 'n bietjie koud raak, dan hoor ek daarbo gaan die deurtjie oop, waar die seun sit. Dan gooi hulle so 'n stompie in. Dan hoor jy dan tref hy agter die vuur. En so is dit ook my broer en my suster. Vanmôre skuif ons nader na die hitte, na die vlam, na die vuur. Jesus Christus. Ons kan die Here nie sonder die vuur dien nie. Ek luister aan 'n dag na 'n pragtige boodskap van Reinhard Bonke. En hy sê die volgende, hy sê, weet jy wat, as Samson toe hy nou die jakkalse se sterte aan mekaar gebind het, as hy nie dit aan die brand gesteek het nie, dan het daar niks gebeur nie. Dan het daai jakkalse deur die Filistyne se graan, die Filistyne en Satan is mos jou vyand, dat hulle daardeur gehardloop, maar daar niks gebeur nie. En so is dit ook in die huis van die Here. Mense moet hier nader aan die vuur skuif en nader na die vlam van die Here. Sonder die vuur kan ons God nie dien nie. Prys sy wonderlike naam. Kom ons dien die meeste, hy alleen is groot. Hy geloof die sondaar, hy geloof die jood, hy die kraam verloor, allemaal gedaan, graag hy de vrede, graag elke dag, want kom ons dien die meeste, hy alleen is groot. Hy geloof die sondaar, hy geloof die jood, hy die kraam verloor, allemaal gedaan, graag
die Here se naam. Ons het dit mooi gesê. Weet jy, ek kyk die week 'n video en ek sien, as die leeu mannetjie so loop, dan stap hy net daar in die wildtuine. Maar nie ver agter daar om nie is daar hyenas. En 'n jakkals. En hy loop, en hy kyk daai mannetjie so, en hy kyk waar stap hy. En hy weet daai mannetjie gaan iets vang. En so was ou Satan in die woestyn. Toe die Heilige Gees vir Jesus nou daai 40 dae in die woestyn inlei. Sê die Bybel, en later aan toe Jesus nou honger word, toe kom die ou jakkals. En hy probeer die Here versoek. Maar Jesus het Satan baas geraak. Ja, en hy het vir ons 'n voorbeeld gelos. En op 'n stadium toe sê die Here vir hom, Satan, wyk, gaan weg van my. En so het ons die autoriteit en ons woorde wat ons spreek, en God se Gees wat in ons is, dit wat ons spreek sal ons te beurt val. Amen. Ek en my huis sal die Here dien. Nou Joshua het hierdie lied geskryf. Dit staan in die woord van die Here. Hy het gesê, kies nou vandag wie julle wil dien. Ek en my huis, ons sal die Here. Amen, ja. Toe ons in 2018 kom, dis nou al 'n goeie 17 jaar terug. Ons in Lenettele en later het my maale gekom. Van die ou gemeentelede wat volgens hier is Janice hulle hele sê. Andriesja, hulle is een vir een het ons nader aan mekaar gekom. Ek en my huis, Jacques, julle is al jare by ons. En ons sal julle. Ons sal die Here dien. En weet en hy het vir hulle gesê, omdat hulle harte op twee, hulle was draadsitters, dan sien hy, dan wil hulle die Here dien en dan wil hy nie. Dus sê op 'n stadium wil hy kyk, jy kies nou maar wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. En ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis sal die Here dien. Uitgekerf. En hy het al die seëninge wat oor jou sal kom as jy in jou huis die Here dien neergeskryf aan hierdie kant van die ons. Jy stap hulle om. En die vloek wat die nasie sal tref wat nie die Here sal dien nie. En by daardie rots. Maar ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis sal die Here dien. Soms moet jy kies.
Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. Ja, Die grootste aanslag in die wêreld is teen die bloed van Jesus. Maar as jy die krag van die bloed ken, die bloed wat elke familie, daai eerste aand toe hulle uit Egipte uittrek, en daai bloed was nie in die deurposte nie, dan is die eerstgebore seun in 'n man en vrou se huis weggeneem. Maar as die bloed van die Here aan jou deurposte van jou hart is, steek uit jou hand so, is die bloed van die Jesus aan die deurposte van jou deur. Openbaring sê, jy sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Ons gaan nou getuig as ons daar gesing het, dan getuig jy van die goedheid van God, maar sê Here, laat u bloed vanmôre my oorwinning wees. Daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is oorwinning in die bloed van Jesus. Daar is ook genesing. Want deur sy wonde het daar vanoggend vir ons genesing gekom. Daar is krag en krag en wonderbare krag en die Vader van jou. Daar is krag en wonderbare krag en die Vader van jou. En nou manifestasies in lyn kry. En die dierbare bloed van die lam. So ons gaan nou 'n bietjie vorentoe kom. Ek weet die vrouens is skaam. Ek ken my dames in hierdie gemeente. Jy sê vir 'n reële konferensie daar hele loop. En manifestasie. Ons het nou van Joshua gesing. Hy was daar by die dag van Jericho. Hy sê vir op die 7de dag stap jy 7 maal in die stad. Ja. En net daai klomp Kanaaniete in Jericho jy so kyk. Hulle was net vir 7 dae stil. En as jy daai om daai mure stap, julle oorwinning sal kom wanneer jy jou mond oopmaak en God loof. Amen. Ja. Ek wil graag vra, ek weet julle almal het oorwinning nodig. Vermoere oor 'n saak of twee. Al die vrouens, ja, maar jy oorwinning nodig oor 'n saak of twee. Alles het nou oor my, jy hoef nie te sê. My sussie, wat jy oorwinning oor 'n saak of twee. Prys die Here en so elkeen van julle, reg en julle vrouens geleentheid gee om te stap. Julle het julle eie Miriam vermoere en haar suster. Een moet 'n tamboerijn, een moet 'n gitaar. Reg van sing en speel en ons manne van julle aanpol. Maar dan doen julle hierdie manifestasie nie vir my nie, hoor. Jy doen hom vir Jesus en vir jou familie. Maar dit wat jy doen, sê die woord van die Here, soos Gideon, soos Josua, soos elkeen wat 'n manifestasie uitgevoer het,
Soos Jesus wat op die grond die klei gemaak het en in die man se oë gesit het. En as jy nou kom en daar gedeelte, daar is oorwinning. Dan stap jy net so 'n paar maal weer rond en sê julle daar is oorwinning vir my en my familie in 'n vreemde land, maar nog steeds by die Here, prys die Here se naam. En daar is krag, en krag, wonderbare krag, en die ware van die land. Daar is krag, en krag, en die ware Die Here het vir ons 'n voorbeeld gegee, hy het vir Elia broodjies en vleis gebring en die kraaie opdrag gegee. Jy het nie bekommerd wees nie, maar daar's baie magpies en kraaie as die Here hulle moet opdrag gee in hierdie land. Maar die Here gaan vir ons sorg en hy gaan vir ons oorwinning gee. En hy gaan vir jou krag gee. Sy Heilige Gees is sommer hier om vir jou te sê, my kind, my kind, my kind, weet jy ek is op beheer vanmôre. Weet jy God is in staat om vir jou op te lig. Wil jy nie op die Here dien op 'n manier dat jy kan voel God lewe nie? Prys die Here se naam. Wil jy nie ook God dien op 'n manier wat jy voel as ek 'n manifestasie doen, dan gebeur daai is dan val daar meer in my lewe nie. Prys die Here se naam. If you want to do something, you have to make something happen in your life. Lei my Here, lei my. Lei my na die waters waar is. As ek het wakker geword vanmôre vroeg, net so na 4 met hierdie lied in my hand. Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee aan my Jesus, op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my, lei my na die waters, waar is het soos 'n boom geplant by die waterstrome, wat sy vrugte gee aan my Jesus, op die regte tyd. Say
Dankie Here dat ons vanmôre die sleutel het. En dit is die Heilige Gees wat in ons is om vir ons te sê, as jy net in my voetspore bly. Jy kan die sitplek in baie dankie. Hoe kom vra nou jou Here om jou te lei. En ek hoop die berge nie, as jy oorwinning is nie. Maar ook in jou vallei. Hy sê vir my, hy sal jou lei. As jy net
baie dankie nog die reis. Moses het 'n sleutel geskryf in die woord van die Here. Jy weet, die woord van God is baie sleutels. Kan nie die ding oopsluit as jy nie die sleutel het nie. Afbreek gaan jy hom ook nie. Maar in Deuteronomium skrywe Moses iets en hy sê, dit wat in die openbaar is kragtig. Aan die ander woorde, dit wat in jou hart is, wat jy nog nie van vertel het, wat God vir jou gedoen het nie, kan nie krag gee as jy dit nie uitgee nie. Ja. En dis hoekom die Bybel sê in Openbaring dan dat jy sal oorwin deur die woord van jou getuienis. Dit wat jy praat, die woorde van God en die gees van God in jou is, dit bring krag as jy dit uitgee. Nou vermoed het ons weer wonderlike voorreg om iets wat ons as gemeente baie doen, maar ons moet die krag daarvan altyd koester en vertel wat die Here vir jou gedoen, getuig dat dit kan loskom en uitkom en dat die Here vir jou kan oplig. Jy moet daar manifestasie doen. Manifestasie is nie net om fisies iets te doen soos ons nou vermoed in die rond te geloop het nie, maar is ook om fisies jou mond te gebruik en te getuig. Die woord van die Here sê, geloof is ook 'n bewys van die dinge wat jy hoop. Getuig van dit wat jy hoop, dit wat jy glo, wat gaan gebeur. Oh, how I love Jesus, and oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, because He first loved me. Oh, to me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful, because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. Oh, to me, He is so wonderful. Oh, to me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful, because He first loved me. Ek het daar 'n opskrif geskrywe en 'n lang Afrikaanse woord. Ons is gekommissariseer, as ek dit reg uitspreek. Kommissaris, ons is gekommissariseer. Dink aan die kommissaris. Nou, jy het nou gesien in die julle ken my, ek praat nou glad nie politiek nie, net so 'n bietjie en dan wyk ek weer af van die politiek af, maar kan julle my almal hoor? Is hy te hard? Is jy seker? Ag, wou ek net maar die monitor nog so 'n bietjie afdraai. Die monitor, die rooitjies so 'n bietjie af.
En in die week wat verby is, het ons nou gesien iets baie interessant en ek seker ons almal het nou ons verskillende opinies daaroor. 'n Mens kan mos maar jou opinie oor sekere sake hê, en ek weet al klaar waarvoor ek gaan praat. Maar dit was nogal uniek om te sien hoe dat die omstandighede afgespeel het daar in die Oval Office wat hulle van praat in die Amerika. Ek sien hulle daar so fancy skelmdeur. Het julle gesien terwyl die onderhoud in die gang was, daar's 'n groot skildery. En die ou maak sommer die skildery oop en loop daardeur. Dis 'n skelmdeurtjie. En ek het al hierdie dinge gesien en die wêreld het dit gesien en ons Suid-Afrikaners, ons het dit ook gesien. Ek wil nie die onus daarop plaas nie, maar 'n kommissaris van 'n land of iemand wat afgevaardig is, dis wat ek probeer sê. Daar was mense wat afgevaardig was om 'n sekere taak te gaan uitrig. En dit is wat die Bybel van praat in hierdie verse, dat somebody was commissioned, that's the word he's using, somebody was commissioned to do a task. I just want to read to you in English as well. Ek gaan nou Afrikaans spreek, ek gaan net hierdie een vers vir u ook lees, net om dit vir die mooi in konteks te bring, want dit is die hoofgedagte van vanmôre se boodskap. Jy is gekommissariseer vir 'n taak in die Here, en ons moet daai woord ondersoek en hom baie mooi verstaan. Ek lees dan vir u in Matteus 15 vanaf vers 21. En Jesus het daarvandaan weggegaan. Van waar het hy weggegaan? Hy was in Jerusalem. Toe het hy nou gegaan na die streke van Tyrus en Sidon. En Jesus het daarvandaan van Jerusalem af weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. Nou weet julle waar is Tyrus en Sidon? Dit is nou in Libanon, die heidendaagse Libanon. Dit is baie naby aan die Golan Heights. Het julle al gehoor van die Golan Heights? Nou, Israel se noordelike grens teen Fenisië, die ou Fenisië, daar waar Isebel vandaan kom. Daar waar hulle Baal gedien het. Die Bybel praat van die Baaldieners, hy kom van daar af. En ook die huidige Libanon. Salomo het uit die bos van Libanon het hulle die seders en die hout wat hulle vir die tempel gebruik het hy van die konings daar ontvang. Maar die huidige situasie daar in Israel, die ou stede van Tyrus en Sidon is stede wat aan die kus was in die gedeelte van Libanon. Nou die hele Libanon het aan Israel behoort. Dit is uitgedeel onder die erfdeel wat die Here vir Josua gegee het om vir die kinders van Israel te gee. Daai tyd was dit gebiede gewees van Israel. Selfs die hele gebied van Gaza wat vandag geproklameer word as Palestynse grond is vals. Dit het aan Juda behoort. Jesus is uit die stam van Juda. Dit het aan Juda behoort. Dit is nie Palestynse grond, dit is Bybelse grond. Maar intussen het daar nou baie gebeur. Maar, so Jesus het daarvandaan van Jerusalem al weggegaan, hy het noord gestap na die stede van Tyrus en Sidon, wat in daai tyd in Fenisië was. Nou, hoekom sou die Here dan na 'n ander land se grense toe stap? Hy het 'n rede gehad. En toe kom 'n Kananeese vrou, 'n vrou wat 'n Kanaaniet was. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom van Tyrus en Sidon, sy het oor die grens gestap en sy het na Jesus geroep en gesê, wees my barmhartig. Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. En sy sê toe die rede, sy sê, my dogter is erg van die duiwel besete. Hoor nou wat maak Jesus? Hy sê, maar hy, dit is Jesus, het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels, hy het haar net betrag, maar hy het niks gesê nie. Hoekom het hy niks gesê nie? Ons gaan nou uitvind.
Hy het daarmee 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar dan nou weg. Want sy roep die heeltyd agter ons aan. Het sy in Hebreëse taal geroep? Ek weet nie, het sy Aramees geroep 10 teen 1? Stuur haar weg, sy roep die heeltyd. In ander woorde, sy maak 'n groot geraas. Sy probeer die Here se aandag kry. Sy is 'n Kanaaniet en die Jode het geen gemeenskap, nie net vleeslik nie. Ek praat van, hulle praat nie met die Kanaaniete. Dis hoekom die Here stil gebly. Hy het 'n plan gehad. Sy roep die hele tyd agter ons aan, sê die disippels. Stuur haar weg. Sy roep agter ons aan. Toe praat Jesus en hy sê, maar hy antwoord. En hy sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek gaan vir sê, Paul, hoe werk dit? Die Here is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Luister stadig dan, hoorie wat ek sê. Hy is gestuur, iemand het hom gestuur. Wie het hom gestuur? God. Waarna toe het hy hom gestuur? Jesus was iemand baie spesifiek. En hy het ding presies gedoen. Hy het niks uit homself uit gedoen nie. Op 'n stadium sê hy, die Seun, ek doen niks uit myself nie, tensy ek die Vader dit sien doen. En hy vir my sê, deur sy Heilige Gees, hy is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek wil dit gou vir jou in Engels lees. But Jesus answered his disciples and said, Matthew 15 verse 24, I'm reading out of the Amplified Bible. Jesus answered his disciples and said the following, I am sent, but only to the lost sheep of the house of Israel. I have been commissioned to the house of Israel. Daar's 'n pragtige woord. I have been commissioned. Net soos in die week, toe jy gesien het dat afgevaardigdes van 'n land gestuur is na 'n ander land om oor onderwerpe te gesels, so was Jesus gestuur. He says, God commissioned me. He sent me. So die Here het 'n baie pertinente opdrag ontvang. En God het vir hom gesê, jy is gekommissariseer, as ek dit reg uitspreek, na die verlore kinders van Israel. So Jesus wou nie eintlik van sy roeping afwyk nie. Dis hoekom hy al nie geantwoord het. Want hy is gestuur na die verlore skape van Israel. Later het hy Jesus vir Saulus op die pad van Damaskus ontmoet, onthou julle dit. En Saulus het 'n helder lig van die hemel sien. Hy het 'n stem gehoor van Jesus wat sê, hoekom vervolg jy my? Hy was besig om manne en vroue, hulle sê, die Bybel aan hulle hare uit te sleep by hulle huise voor hulle kinders en hulle in die gevangenis te werk, en baie van hulle is ook doodgemaak. En Jesus sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Weet, ons skop so baie maal teen die waarheid, teen die prikkels. Saulus het gevoel, hy doen die regte ding, maar hy staan in die kerk, hy staan 'n fariseer, hy dien die Here. Jy kan maklik van die pad af wees, en dink jy is op die pad, so Saulus. En die Here red toe vir Saulus daai dag, en hy is blind, hy kan nie sien nie, en die Here verander sy naam na Paulus toe, en Andreas bid vir hom, en hy skille val af, en dadelik word hy gedoop, nie net in die water, maar ook in die Heilige Gees. En hy begin vir God werk, en die Here salf hom, om vir ander volke, nasies en tale te gaan bedien. Is dit waar? But Jesus self was commissioned by God. Jesus was commissioned by God. He had a very specific task. He was commissioned as a heavenly officer by God for one task, to the lost sheep of Israel. He was not Paul. Net soos wat Johannes die Doper
deur die Here gekommissariseer was om mense te doop. En dit was 'n hele roeping. Hy was gekommissariseer, Johannes die Doper, hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Hy het nie 'n fariseërs opvoeding gehad soos Paulus nie. Hy was eenkant gewees in die woestyn, onbesmet. Hy was die grootste profeet wat ooit deur mense gebore was. Dit sê ek nie, Jesus het dit gesê. Hy was gekommissariseer vir 'n sekere taak. En ek wil hê jy moet vandag besef dat jy en jou broers verskil van mekaar. Jy en jou susters verskil van mekaar. Julle het elkeen 'n sekere taak in God en Christus Jesus. Jy hoef nie soos die persoon langs jou te wees nie, want die Heilige Gees sê vir jou vanmôre deur sy woord, jy is gekommissariseer vir 'n sekere taak in jou lewe. En hoe gouer ons dit besef, dan sal daar geen kompetisie tussen mense wees nie, want so verskillend en so wat Johannes die Doper het soos nag en dag verskil van Paulus. En hulle het weer soos dag en nag verskil van Jesus. Nou verstaan jy, hoekom het Jesus stil gebly toe hierdie Kanaanese vrou vir hom 'n vraag vra? Hy bly stil. Hy kyk aan net so, en dis nie sy gehardheid nie. Julle weet, hy het 'n hart vir die wêreld. Maar hy was so gefokus op sy taak. Hy het wel naby haar grondgebied gaan verbyloop. En as jy die skrif lees, dan sal jy nou sien in die volgende hoofstuk, het hy U-turn gemaak en hy het 60 kilometer van Galilea af geloop, Tyrus en Sidon toe, sodat hy hierdie vrou se dogter kan gesond maak, en hy daarvandaan net omgedraai, en hy loop toe weer terug Galilea toe, en toe gebeur die tweede vernedering van die brode. So ja, hy het van haar geweet, maar hy het net verby haar geloop. And he said nothing, and then she ran to him. Die besetene van Gadara, die duivels wat uit die graf uitgekom het na Jesus toe gekom. See, the master only needs to walk past without breaking his commission, without voiding his task as a commissioner. He did nothing wrong. He didn't go into their cities. He just went close by the border. And in her heart, she heard about it, and she walked, and she was calling after him. He said nothing. He said nothing. If you walk the right life, your walk is your talk. En toe hy loop, toe kom val sy aan sy voete neer. Interessant. Om gekommissariseer te wees deur God, is om jou bediening in die Here te vervul. Kan ek nie anders sien van 'n familie wat 'n bediening het? Die Bybel sê hy gee aan elkeen. Hy gee aan jou ook. Daar's 'n doel wat jy vir God moet doen in hierdie wêreld. Kom ons kyk of ons kan uitvind wat dit is. Maar ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar die antwoord sê, dit is nie mooi, hoor nou hierdie. Nou hierdie is 'n baie kontroversiële skrif in die Bybel. Hoekom ek so 'n bietjie met julle gesels en 'n tipe van 'n Bybelstudie by die preek inbring, is omdat ons mekaar so min sien. Dis koud woensdaagaande, ek verstaan ons kan nie altyd Bybelstudie en goed hou nie. Dis regtig moeilik, die lewe het so druk geword julle om te oorleef. Elke man en vrou moet maar alles bymekaar skraap, die tyd wat hulle het en die finansies, en dan moet jy nog tyd saam met die kinders spandeer. Dus kom ek met jou kuier om die woord van die Here. Hoor wat sê hy nou hierso. Maar Jesus antwoord en sê, dit is nie mooi. Hulle wil weet, maar hoekom help jy nie die vrou nie? Dan wil jy vir my sê, joh, dis nogal kras. Ja, ek dink ook is kras. Maar hy sê, maar Jesus antwoord, hy sê, dit is nie mooi. Dis nou sy rede hoekom hy nie met haar praat nie. Dis nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Nee, daar bom my jou uit. Ek verstaan nou nie lekker, Here, hoekom sê jy dit nie. Dis nie mooi om die brood van die kindertjies te neem. Nou, wie is die kindertjies?
Dit is seker maar die joetjies, né? Want ons hoor nou die Here is gekommissariseer na die verlore skape van Israel. Het jy geweet jy kan 'n skaapie van die Here wees, maar jy kan verlore wees? Ja. Jy kan verlore wees. Hy sê ek is gestuur om kos vir my kinders te gee, om brood te gee vir my kinders. Dis hoekom ek gestuur is, dis hoekom God my gestuur het. He gave me a commission. The commissioner receives a task from the commission to execute a dedicated task. Christ was a commissioner, and he executed only what God told him. God would later anoint Paul and everyone to go across the world. He does have a heart for everyone, but Jesus Christ came to die on the old rugged cross for our sins. That was his task, so we could be brought free. En hy sê, dit is nou vandag, hierdie vrou kom en sy val hier by my neer. Nou wil julle hê, ek moet van julle brood vir haar gee. En hy gebruik 'n Hebreëse woord. Hy gebruik 'n Hebreëse woord. Nou die Afrikaanse vertaling is nou nie heeltemal hondjie. Dis nie eintlik die woord wat jy moet, as jy nou dit gaan opsoek, vir die van julle wat lief is vir Bybelstudie, gaan soek Matteus 15 vers 24 en 25 en 26, dan gaan jy sien wat is die Hebreëse woord gion wat gebruik word. En weet julle wat beteken dit? A carnivorous predator. A carnivore scavenger. So Jesus Christus stap en hier kom 'n Kanaanese vrou, Kanaanese vrou na hom toe. Onthou jy ons het volgende keer rondte gestap, soos om die mure van Jericho, né? Net voor Josua om die mure van Jericho gestap het saam met die volk. Wat het gebeur? Toe Josua sy oë optel en hy sien, toe staan daar 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard. Josua is nie bang nie. Hy was nie bang vir reëse nie, vra maar vir Caleb. Hulle is enigste twee wat guts gehad het. En hy stap na daai man toe. Toe hy voor hom staan, sê hy vir hom, is jy by my of by my vyande? En die man maak sy mond oop en hy sê, ek is die leerowerste van God. Josua val neer en hy aanbid hom. As dit 'n engel was, hy het vir hom gesê, "Wou Boetie, staan op." Die man los hom. Dis die engel van die verbond, dis Jesus Christus. Toe hulle Kanaan ingekom het. Sien, Jesus was daar toe Josua se vyande teen hulle geveg het. Nou staan hy jare daarna weer voor die vyande van Israel en hier kom 'n vrou wat deel is van daai vyande, Kananees. En hy kyk haar net so. Wie sê vir jou, Jesus het nie gesien wat hulle besig was om te doen nie. Die Hebreëse woord sê, the Canaanites were carnivorous predators. They used to be vicious. As jy die Bybel lees, en toe Moses op die berg gestaan het, en sy arms moes ophou, as sy hande gesak het, terwyl Israel veg en verloor hulle. As jy die Bybel lees, dan sien jy hoe die mense, nie my woord wat jy gaan hoor, ek sê nou vir jou vandag, die Bybel sê, dat hulle tussen in hemel en aarde, het die Amalekiete vir Israel aangeval. Dit was bonatuurlike krag. Dit was so sterk, dat as Moses nie sy hande opgerig het, en die hele tyd gebid het, en met God gepraat het, het hulle verloor. Die oomblik as hy ophou, sy hande laat sak en verloor is daar. Van die môre tot die aand. Christus was daar. Hy is die wolkkolom, hy is die vuur, hy is die een wat tussen Farao en God se kinders inbeweeg het by die Rooi See. Hy was altyd by sy kinders en raai wat, hy is vanmôre nog steeds by jou. Amen. Dis hy. Hy is die engel van die verbond.
Nie Satan dink dat hy bring dinge in jou lewe en hy dink hy maak wat hy wil, dan trek die Here die swaard. He says, I am. He is the Son of God. He will be forevermore. And he's coming back again for you and for me. En die Kanaanese vrou het hy geken. Hy kon sien. Daar was die rede hoekom hy nie met haar gepraat het. Hy sê nie sy verbond met God verbreek terwille van haar nie, maar tog het hy haar gehelp. Maar sy moes na hom toe kom. Sy val voor hom neer. Sy sê, Here, my kind is erg deur die duiwel besete. And they say, you know what? The Jews say you are a carnivorous predator or scavenger. 'n Scavenger is 'n jakkals of soos 'n hyena wat kom en net so om die leeu's lewe. Onthou julle, daar was 'n volk in die Kanaaniete. Gaan 'n bietjie ver terug. Toe Josua in die land inkom, toe vermom hulle soos mense wat van 'n ver land af aankom. En hulle het gesê, help ons. Hulle het geact, ondersteun ons, want daar's ander mense wat ons aanval. Sluit met ons 'n verbond. En hulle sluit met hulle verbond en hulle sê ons sal hulle nie aanval in die toekoms nie. Na al die bombakkies af toe sit, citizens van Kana. En die Bybel sê dit bly tot vandag so onder die kinders van Israel. Dat hulle getriek. Het geweet die kinders van die Here se woord is hulle woord, hulle sal nooit teruggaan op hulle woord nie. Nou verstaan jy hoekom het Jesus aan net so gekry? He knew everything about the Canaanites and how they destroyed Israel. En hy het alles geweet van Biljam en Balak wat op die toppe van die berge gestaan het en offers gedoen het en die kinders van Israel wou vervloek. Onthou jy? Maar weet jy wat sê die woord van die Here vir jou? Hy sê geen vloek sal teen jou stand hou nie, want ek sal hulle vloek verander vir jou in 'n seën. Amen. Ek het jou hande so op en sê, Here, my verlede, hou my nie terug nie, dat U verander enige vloek in my lewe in 'n seën. Amen. Jy moet sê amen, want amen beteken so sal dit wees. Amen is hy krag, dis hy geloof wat die Here jou gee. Amen, so sal dit wees. Prys die Here se naam. Wie van julle hou, dink jy die duiwel het hou vas op julle kinders? Steek weer jou hand in die lug. Sê, Here, U woord sê dat U vir my stry. Ek breek dit vanmôre los in die naam van Jesus. Amen. En as jy met daai autoriteit staan, dan kan niemand teen jou staan. As ons so sal jy sê, jou geloof moet jou manifestasie vooraf gaan. Prys sy wonderlike naam. En hy maak hierdie kind gesond, sonder dat hy na die kind toe stap. Ek sien daar is 'n klip op YouTube van hierdie verhaal, Matteus 15 vers 21, waar Jesus na die kind toe stap. Dit het nie gebeur nie. Hy het dan net so gekyk en gesê, ek weet julle is soos predators, soos roofdiere. Wat is 'n roofdier? Hy roof iets. Dis die Afrikaanse predator. 'n Roofdier wat my kinders beroof. Dis wat hy gesê. Hy het nie gesê sy is 'n hond nie. Dit is 'n verkeerde vertaling. 'n Roofdier. Ek ken julle Kanaaniete, julle is soos roofdiere. Wat my kinders al die jare beroof. Wat bendes instuur in Dawid se tyd en dan voer hulle die vrouens en die kinders weg en wil hulle vir Dawid doodmaak. Hulle is soos roofdiere. Hoor die Oktober 7 lei in jou ore. Roofdiere. Tot vandag. Hy sê uiteindelik sien ons julle as vleis roofdiere. Maar ek het brood by my. Ek het 60 km gestap vir jou. Ek gaan nie na jou toe kom nie, maar ek kom net by jou verby. En sy hartklop en sy val voor die Here neer. Dis die Here asseblief. Weet jy, dat die jakkals eet het maar van die stukkies vleis as die leeu klaar geëet het. En sy sê, kan ek nie die krummels van jou brood kry? Sy kon al opgeruk het vir die Here. Die Bybel is daarom maar werklikheid, nou. En hy sê vir haar, vrou, groot is jou geloof. Nou sal dit vir jou wees soos wat jy glo, want sy het in Jesus begin glo.
Dit was so lekker vanmôre om deel te wees van hierdie kring. Terwyl ons hier staan, sê die Heilige Gees vir my. Elkeen wat in die kring staan, jy is soos iemand, Israeliete het 'n familie gehad, maar as een van hulle werkers, wat vir hulle gewerk het, gekom het, en vir hulle gewerk het, en na 7 jaar met hy mos laat vrygaan word. Maar as hy nie wou weggaan nie, hy gesê nee, ek wil by my meester bly, want hulle mos die els deur die oor gesit. En die Bybel praat, Jesus praat ook daarvan, hy het ons gekenmerk en hy het deel geword, want het hy dieselfde reg as die Israeliete gehad. No more a kind of a predator, but you can embed yourself in the family of Christ. Ek wil graag vir julle aan dat die woord van die Here sê, in die boek van Johannes, die disipel van die Heer, Johannes 1 sê hy, en dan elkeen wat my aanneem, aan jou het ek mag gegee om 'n kind van God te word, 'n kind van Abraham, aan julle wat in my naam glo. Al is jy heiden, al is jy Hebreëus, al is jy Gentile, al is jy Suid-Afrikaner, vermoed dit ons die krag van die Here. Wonderlik, en sy sê, Here, gee my net vir my krummels, wat van die tafel van my baas af. Ja. En toe sy by die huis kom, toe sit haar dogtertjie daar, completely healed. Weet julle wat maak Jesus? Hy stap van daar af 60 km terug, maar nie speel vir ons asseblief. Ja, maar kom gaan. Hy stap 60 km terug na die oewers van Galilea toe. Ek was daar. Ek het daar gestaan op baie berge, baie jare terug. 1998. En ek het die klippe so gekyk en gedink, Here, om te dink hier was 5000 mense. Hy sê sonder die kinders en die vrouens. En ek het die see so gekyk. Ons het daar op 'n bootjie op die see geklim en so gevaar en ek gedink, Here, hier iewers het hy die nette van die disippels vol visse gemaak. Hier iewers het Petrus op die see geloop. Hier aan die oewers het hulle 12 brokstukke van krummels en mandjies opgetel, wat net van 2 visies en broodjies gemaak. Jesus sê vir haar, weet jy, ek het brood. Ek is die brood van die lewe. Hy was die brood van die lewe. Sy wou net 'n krummeltjie gehad het, en 'n krummeltjie was genoeg. Maar hy stap van daar af en hy gaan na Galilea toe en hy breek weer die broodjies. En hy gee vir bykans 7000 mense kos. Wil jy nie vermoed ook van die brood van die ewige lewe hê? Weet jy wat is die brood van die lewe? Jesus se liggaam. Die Bybel sê dit. En by die laaste avondmaal. Hy sê, Evie, ek is die brood van die ewige lewe. Dis my liggaam. Doen dit op my nagedagtes. Hy is die brood wat vir jou kan voeding gee, vir jou en jou familie tot jy 'n oorskot het. Die Here kom vanmôre by ons verby, deur sy genade en deur sy gees en in sy teenwoordigheid. En sy sê, Here, hiermee sluit ek af, maar die ouentjies, die carnivorous predators, die carnivorous scavengers, hulle eet ook daarom van die krummels wat van die tafels afval. En Jesus antwoord en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Die Here sien haar geloof en hy sê haar geloof, ek prys jou geloof, want jou geloof is groot. Laat dit dan nou vir jou wees soos wat jy dit wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus daarvandaan weggaan, kom hy by die see van Galilea. En hy het op die berg geklim en hy het net daar gaan sit. En ondertussen kom daar toe groot menigtes na hom toe. Toe hy op die berg sit, krepeles, sê die Bybel, blindes, stommes, mense wat nie kan praat nie. Gebreklikes en baie ander by hulle.
en hulle die mense gedra en aan die voete van koning Jesus gaan neersit. Sodat die skare toe nou verbaas word om te sien hoe die stommes praat, die gebreklikes gesond word, hoe die krepeles begin loop en al die blindes sien. En hulle het God verheerlik, God van Israel. They worship the commissioner, the one that dishes out the orders to you and me. Toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir my skape, vir die skare mense. Ek is lief vir my kinders, omdat hulle nou al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. Ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie dalk op die pad beswyk nie. En sy disippels sê vir hom, waar sal ons in die woestyn dan soveel brode vandaan kry, om soveel mense te voed? En Jesus sê vir hulle, hoeveel brode het julle? En hulle antwoord, 7 en 'n paar visies. En hy beveel dat die skare sou gaan sit. Toe neem hy die 7 brode en die visies en nadat hy gebid en gedank het, begin hy dit breek. En ek weet, soos wat hy breek, soos wat hy brood breek, val daar baie krummels. En hy gee dit aan sy disippels en hulle gee dit aan die mense. En hulle het almal geëet en almal het versadig geword. En hulle het die oorskot van die brokstukke of die krummels as jy wil opgetel, 7 mandjies vol. So gee die Here dan ook vandag vir ons genoeg. Ek wil net om saam met my te staan, dat ons net afsluit in die woordigheid van die Here. Ons gaan weer die koortjie sing, ek vra die Here om my te lei. Dat hy jou sal lei, dat jy hom sal soek, dat jy na hom toe sal kom as jy hom nodig het. En dat hy vir jou die brood van ewige lewe altyd sal kan gee. Want ek vra die Heer om my te lei, op die hoë berge, in die vallei. Hy sê vir my, hoor jy die Geesterse stem, my kind, ek kom jou lei. Kind, hoor jy my stem? Ek sal jou lei, ek sal jou vir jou sorg, al die dae van jou lewe. As jy my verspoor my. Here, dankie dat daar brood van U afval. Amen. Want U is die brood van die lewe. Daar waar U is vandag, ons weet U is hier, die Gees is hier. Ook daar waar U sit langs U Vader, die brood van die lewe, val daar nog krummels hier onder in Banbury. Dankie dat U ons nie vergeet het nie. Dankie dat ons, al is ons heidense nasie, ook U genade kan ervaar vandag. Dankie Here dat ons kinders van U kon word, omdat ons groei. Ek wil vra Here dat vandag, Here dat U ons sal seën. Ek weet dat U vandag mense gesond gemaak, daarvan weet ek. Dit is ek van verseker, soos Paulus sê, want ek weet dat U Gees hier was. U het harte gesond gemaak. Ons het gevoed, ons het geëet. Die woord van die lewe is die brood van die lewe. U is die woord, U is die Bybel, U is die woord van God. En U het ons harte gevoed vandag. Nou wil ek bid, Here, dat U ons deur hierdie week sal dra. Elke dag daar vir ons iets sal wees en ons kan opkyk na U. Amen. Nou wil ek ook vra, Here, dat U ons sal beskerm. Dankie dat U ons behoed en bewaar. Ek wil U vra, Here, dat U ons onder die bloed sal
sal pleit. Dat U ons onder U bloed sal hou. Ek wil U bloed oor ons pleit, Here, oor ons kinders, oor ons wat werk, elkeen wat op die paaie gaan. Dankie dat U die hand van beskerming oor ons hou. Prys die Here se naam en bring ons weer op U bestemde tyd veilig by mekaar. Amen. Lord, I need You, Lord, I need You. Is daar koffie en tee nader? Baie dankie. Lord, I need You more than I need the sunshine. Lord, I need You